Vanmôre wil ek net vir julle hierso vir ek 'n slukkie water kry, my keel droog uit. Want ek wil julle praat oor die volgende gedagte. Ek gaan nie lank praat nie. So 'n video so aan die einde ook kyk. Die waarde van 'n moeder. Dis belangrik, nê, die waarde van 'n moeder. Dis iets wat ons lewens soveel ryker gemaak het en doen. As jy sou nie vanmôre gewees het as dit nie vir 'n ma was nie. Het dit 2 gevat om jy te kry, maar dit 'n ma gevat om jou op te voed, nê? Stem julle saam? Dit is hoe dit is. Dit is wat ek en jy kan sê vanmôre, die gom van die familie. Sy wat versorg, sy wat die kinders kyk wanneer dit siek is, wanneer daar doek is, wanneer daar dinge is. Wanneer take gedoen moet word, as die pa nie lus om die taak te doen nie, hy is in die TV-kamer weggekruip en sê, nee my vrou, doen jy dit eerder, want ek gaan mal raak hierso, nee, papas, julle kan saamstem, jy mag amen sê vanmôre, jy gaan nie in die moeilikheid kom nie, ek sal by die mamas na die tyd praat, jy hoef nie te bekommer nie. Maar wanneer ons kyk, deur die eeue, wat die waarde van 'n moeder, is daar soveel goed wat ons kan leer, deur die eeue heen, en ek wil 'n paar dinge met julle deur gaan vinnig. In die middeleeue, en so die 1100s daar rond, van koning Henry II daar rond, was moederskap hoofsaaklik om te oorleef en 'n erfgename te produseer. Dit klink rof, dit doen regtig waar, maar die ma moes 'n seun baar en hy het die volgende geslag, hy het die naam oorgedra. Dis hoe dit daai tyd was. Dit was ongelukkig, dis wat navorsing vir ons wys. Sy het die huishouding bestuur. En ook op tyd die huishouding beskerm. Onthou, daai tyd moes het die mans uitgegaan, het oorlog gevoer. En soms moes die ma's ook die huis beskerm en veilig hou. Eleanor van Aquitaine, koningin van Frankryk en toe later ook van Engeland, wat 'n koningin was, sy het kinders ook gebaar, obviously. Sy moes hulle grootmaak. Sy moes 'n land help regeer. En sy moes ook by die kruistogte wees. Imagine dit, vrouens, jy het 'n swaard en 'n skild in jou een hand en 'n swaard in die ander hand en jy gaan na kruistogte. Hy het dan nie won. Dit sou nog ons rof gewees het, nê? Maar dis daai tyd se plek. Dis hoe ma's in daai tyd geoorleef het. Dit was die waarde, dit was hoe 'n ma gesien was. Dit was moederskap gesien was. Dan gaan ons na die Victoriaanse era toe. Jy weet, waar nou bietjie meer gesofistikeerd begin raak het. Hulle het 'n hoë morele roeping gehad. Hulle het 'n verantwoordelikheid gehad om 'n nuwe generasie groot te maak, om morele burgers te wees, to be civilized people, en om in samelewing in te kan gaan, verder te kan gaan. En Jean-Jacques Rousseau, 'n filosoof, het hierdie idee gesê, hierdie idee, dis wat ek sien, dis wat besig is om te gebeur, en dis die realiteit van die Victoriaanse era. Dis wat moederskap was. Hulle het meer begin sorg, hulle het meer by die huis begin bly, hulle het meer voorsien as 'n moeder, die moederskap verantwoordelikheid, en dit was belangrik geweest dat hierdie beklemtoon was in daai tyd. En dan kom ons na die 20ste eeu toe, waar moederskap oorgeswaai het, waar vrouens begin fokus het op hul werk en skadu gebring het oor die moederlike ingewing, the maternal intuition is die Engels. Hy sê dit eintlik so baie mooi. Ons sien dit van die 1950s, 1960er jare waar die ma's moes begin werk het, waar hulle vrouens begin word het om wat mag werk en so verder aangaan tot en met vandag sien ons dat the working woman het op die einde van die dag 'n skadu half gebring oor die natuurlike instink van 'n moeder eintlik. Dit het beheer en ons sien dit in vandag se samelewing. En dan moet ons die vraag vra, wat is 'n ma vir jou vandag? Wat is die waarde van jou vir jou vanmôre as 'n moeder? As jy na ons samelewing kyk, as jy kyk na dit wat gebeur as jy in jou huishouding is, seuns, dogters, mans, vrou, wat is die waarde van 'n vrou vanmôre wanneer ons daai vraag vra? Wat beklemtoon daai waarde? En ons sien in die woord spesifiek, wanneer ons in dit inbeweeg, kom Paulus en hy praat met Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 5. En hy sê die volgende, hy sê, ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde, hoor mooi, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. As gevolg van 'n ouma en 'n ma
het Timoteus ook dieselfde opregte geloof gehad. As gevolg van 2 godvreesende vrouens wat in die weë van die Here beweeg het hulle die seun, hierdie Timoteus in die weë van God groot gemaak. Dit is 'n waarde, 'n hoë waarde vir 'n vrou van môre. Dit is 'n waarde wat ons in moeders elke dag moet kan sien, moet kan beleef. Nie wat die wêreld sê nie wat die wêreld doen nie. Ja, daar sekere goeters wat maar dieselfde bly deur die jare, maar 'n vrou van God van opregte geloof is belangrik. Op die einde van die dag, wanneer ons 'n ma op haar knieë wat vir haar kinders bid. My ma het vir my gebid, my ma bid nog steeds vir my. Ek was 'n helsem geweest toe ek 'n kind was. Dit lyk nie so nie, maar ek was. Nou tweelingseuns kan nog ons rof raak in die huis. Die mekaar gooi klere in die hoek en dan raak my ma ballistiek. 'n Ma is 'n ma wat aanhou. 'n Moeder gee nie op nie. Dames al die ma's sê haleluja pastoor, jy praat so die waarheid. Maar dit is so, ma gee nie op nie. Tannie Yvonne, 'n ma sal nooit op hulle kinders opgee nie. Hulle sal aanhou bid. Hulle sal aanhou in God vertrou. Sê Here, my seun, my dogter is verlore, maar ek hou aan vertrou, ek hou aan glo, ek hou aan vashou aan U so met die wete U sal 'n uitkoms gee vir my kind vanmôre. Amen. Dis 'n waarde van 'n moeder. Dit is die waarde, hoogste waarde, haar geloof in God self. Jou gebed as 'n ma geld vanmôre. Moenie dink dat jou gebed nie gehoor word nie. God hoor jou gebed. Hy het Hanna se gebed gehoor en Hanna het die tyd wat sy met haar seun Samuel gehad het groot gemaak en hierdie seun het in Eli verder opgevoed en hy het Dawid gesalf, 'n man wat deur 'n Godsvrou opgewek word, groot gemaak word. Is 'n man van God vir ewig. Is 'n kind van God vir ewig. En jy as 'n moeder het die geleentheid, het die voorreg om jou kind in die weë van die Here groot te maak. Manne, julle het 'n ongelooflike vrou langs aan jou. Rarig waar, kyk na jou vrou vanmôre. As jou vrou langs jou sit vanmôre, sy is ongelooflik. Jy is lucky om haar te kan hê. En mag jy dit weet elke dag dat jy 'n geleentheid het om haar te kan eer, om haar lief te kan hê en te kan sê ek waardeer jou my vrou. Nie net op Moedersdag nie. Ons kan lekker skaapbout maak en ons kan crispy aartappels maak en ons kan al daai dinge doen. Ons kan geskenke gee, ons kan ontbyt in die bed gee, maar is nie 'n once-off ding nie. Dis nie net 'n eendag en die res van die week is dit net soos waar's my kos? My klere is nie gestryk nie. Waar's my kouse? Jy weet, dis nie wat moeders heeldag nie hulle versorg, maar hulle hou 'n huishouding aan mekaar. En ons moet dit waardeer. Kinders, waardeer jou ma se kos in 'n huis, want eendag gaan jy jou eie kos moet maak. Glo my, ek maak my eie kos. Ek's lief vir kos gemaak, gelukkig. Waardeer jou ma, want baie het nie meer daai geleentheid nie. Baie het nie die voorreg nie. Waardeer hulle opreg. Want hulle waarde vanmôre is ongelooflik kosbaar. Want dit lê nie in 'n titel vanmôre nie. Ek wil vir julle sê, mamas, dit lê nie in jou titel vanmôre nie. Dit lê nie in dit wat jy doen nie, dit lê in Jesus Christus. Dis waar jou waarde lê. Nie in jou man nie. Jy kan vir jou man kyk, ek's lief vir jou en alles, maar my waarde lê in Jesus Christus. Want hy is onfeilbaar. Hy is die een wat krag gee. Hy is die een wat opbou, wat stig moedig. Jou man moet dit ook doen, want hy moet in Christus ook wees. Maar jou waarde word nie gevind in dit wat jy doen nie, in dit wat jy maak nie, in dit wat jy besig is om te doen nie. Dit word gevind in jou verhouding met Jesus Christus. Dis waar jou waarde lê vanmôre. Ek wil vir jou sê as 'n ma, jy word gewaardeer. Bloed is vir jou gevloei. Pyn is vir jou op die kruis gedra, sodat jy vanmôre kan wees. Lemuel se ma in Spreuke 31 sien ons gee vir hom voorskrif. Sy gee vir hom al hierdie ding, soos eintlik half soos 'n lysie. Het jy al ooit 'n lysie van jou man van jou vrou gekry? Wat jy sê, onthou dit, doe dit. Moenie dit vergeet nie. Nee man, dit is so, julle gaan nie in gevaar wees nie, hoor. Moenie worry nie. En sy gee half hierdie instruksies vir haar seun om te sê, weet jy wat, kyk na hierdie dinge. Sy sê een van die dinge, ek gaan vir julle 'n paar noem. In Spreuke 31 vers 4 sê dit pas konings nie om te drink nie. Lemuel, dis hoor jy die ma se stem haarsel. Lemuel, pas nie.
Dit pas hulle nie, hoor jy my? Dit is 'n ma moet mos soms hulle self mos repeat ook, net om seker te maak jy het duidelik gehoor. Dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie, 3 keer herhaal as hy self, sy wil net seker maak. Haar seun hoor mooi, hè Tannie, Linda? Dit is so, ma's herhaal vir 'n rede. Dan gaan dit verder, dan sê sy sê vir hom, hy moet kom offer die reg van die wat te gronde gaan. Praat en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en die ellendiges. En dan gaan sy verder aan om te praat oor die tipe vrou wat hy moet kry, wat sy moet doen, hoe sy moet wees, hoe sy die huishouding moet hanteer. En jy kan sien die belange van 'n ma word ingekerf in hierdie hoofstuk. Ek het nog nooit in my lewe hierdie hoofstuk so gelees nie, maar toe ek stil word en ek lees dit en ek berei voor, sien ek 'n ma se hart in Spreuke 31. Dis eintlik wat Spreuke 31 is die hart van 'n ma. En hoe kosbaar is dit om te kan sien, hy was 'n koning gewees en sy het gesê, jy moet luister my seun. Doen hierdie dinge. As jy hierdie dinge gaan doen, as jy hierdie goed gaan volg, gaan jy reg leef, gaan jy doen dit wat reg is in die weë van God. Dis 'n waarde van 'n ma. Dis die krag van 'n ma. Dis hoe God 'n vrou uitbeeld. In Jesaja 66 vers 13 sê dit, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel, julle sal veilig voel in Jerusalem. God gebruik die liefde, die omgee, die beskerming van 'n ma en sê dit is hoe ek julle sal voel. Kan jy sien hoe na 'n vrou in God se hart eintlik is? Die hart, die sagheid wat 'n vrou van God dra in hierdie samelewing. En weet jy wat is sleg? Die samelewing gesê, hierdie moet nie 'n vrou wees nie. Die samelewing beklei teen dit wat die woord sê 'n vrou moet wees. Dit sê beklei teen jou natuur, beklei dit hoe God jou geskep het, teen dit. God sê, kom terug na dit wat 'n vrou is. Kom terug na die waarde van 'n vrou. Jy sal sien vanmôre het julle almal geskenkies gekry, die mammas. Daar's 'n kaartjie op wat daar iets te sê is. Dit sê die volgende: 'n moeder is geklee in skoonheid deur God se hand. Haar sagtheid dra en bemoedig die rondom haar. Is nie mooi nie? Dis 'n ma. Dis 'n waarde van 'n ma. Mag jy dit besef, jy is daai ma. Jy voel nie soms so nie, ons weet, vrouens is emosioneel gebore van geboorte af. Ongelukkig, ek sal na die tyd net weghardloop, want al wat hulle gehoor het, die pastoor sê ek is emosioneel, maar dit is nie eintlik nie, né? Ek spot eintlik nou regtig waar net. Maar ons het soveel waardering vir julle vanmôre. God se woord beeld uit die waarde van 'n vrou en vat dit vanmôre. Neem dit ter harte. Manne, herinner jou vrou, die vrou wat jy sien, nie in jou eie oë nie, maar deur God se oë. Want ons oë kan ons misluk baie keer. Ons harte kan ons misluk, maar nie God se woord nie. Nie die waarheid in wat hy vir my en jou sê vanmôre nie. Dalk sê vanmôre nie my ma nie. My ma is nie dit wat die woord sê nie. Bid vir haar. Dra op in die Here. Dalk is jy vanmôre hier en jy het nie meer jou ma nie. En jy wonder wat nou? Gaan na Christus toe. Dalk het jy nie die geleentheid om 'n ma te kan wees nie. Hy is met jou. Ek weet nie, ek's 'n man, ek weet nie hoe dit hom voel om swanger te wees nie. Of om 'n ma te wees nie. Ek kan nie enigsins dit indink nie. Maar God ken jou hart vanmôre. God ken jou gebeure. Hy sien jou gebeure soos Hanna. Sien hy vanmôre jou gebeure. En elke faset van vrou wees sien God jou raak vanmôre. En ons wil sê ons dankie. Ek weet, ek en Wouter praat baie keer daaroor, dan dink ek, dan sê ek, yes, my ma stuur weer vir my boodskap. Ek het net nou met haar gepraat. Dis 'n ma. Dit is 'n ma. Sy gee my elke dag boodskap tot ek 80 jaar oud is. Want ek bly haar seun. En ek sal dit vir die wêreld nie omruil nie. As nie vir my ma was nie, sou ek nie die tipe man gewees wat ek vanmôre is nie. Obviously die Here. Maar ma
plaas dit sekere goeders in 'n kind se hart, se lewe in, wat net vasbly, wat net daar is. Moenie van dit afwyk nie. Want sy het jou ongelooflik lief. Moenie gee die tieners, waar is al die tieners vanmôre hierso? Steek julle hande op, almal van julle. Ek wil julle sien vanmôre. Steek julle hande op, nie skaam wees nie, kom. Waardeer jou ma, want jy gaan verlang, dan is jy nie meer in die huis nie. Dan gaan jy koshuis toe, of jy gaan universiteit toe, jy gaan trou, jy gaan kinders kry. Waardeer die tyd na, waardeer haar goedjies en staffiekies en nis. Jy gaan dit mis, believe you me, jy gaan dit mis. Moenie dit mis nie. Manne, weer eens, koester die vrou langs aan jou. Ons gaan 'n video kyk. Dit gaan speel en ek wil hê, dit is 'n 5 minute video, so wees dit geduldig. Julle kan gelukkig rugby kyk, so hierdie gaan net lank wees nie. So, dit gaan oor moederskap, motherhood. Neem dit in. Dit vat half die boodskap heeltemal. So asseblief, kom ons kyk en dan gaan ons daar na die tyd afsluit met gebed. Dankie Johan. And right there's the heartbeat. Do you have any kids? 3, actually. Wow, that sounds crazy. Crazy in the best way possible. So what's it like being a mom? Mom, I ain't feeling too good. Oh no. It's okay, Sugar Bear. Let's just go in Sorry, Mom. Oh, it's okay, sweetie. Next time, we'll just run to the washer. Why are you watching me sleep? 'Cause you're my baby boy and I love you. It's still creepy, Mom. So, does this mean you're grounded for the rest of your life? Yes. Yes, it does. So in the future, you and I can just refer to it as the monthly visitor. So stupid. Why am I so stupid? What did you just say to my son? What? My son is not stupid. My son is smart. He was formed by God's hands. He was dreamed up by his heart. And he was placed in this world with a purpose. You, my son, could never be stupid. What? Mom,
Mom would never do something like that. She's way too predictable. I know, right? How's that for predictable, Nostradamus? There's so much to do. The summer's gonna go by so fast, and we still have to pick out my dorm room furniture. Slow down. What? Maybe I'm not ready to let you go yet. Mom, Yes, Mom. That's who I am. Is it so bad that I just want to take care of you forever? you already have. Everything you've done for me, everything you've taught me. I'll take it with me wherever I go. You have taken care of me. For life. So what's it like being a mom? How much time we got? Dit is so ongelooflik. Dis wat 'n ma is. Dis die waarde van 'n ma. Ons waardeer julle, ons is so lief vir julle en in hierdie oomblik wil ek hê julle met die oë sluit daar waar ons is. En ons gaan afsluit met gebed. Daar waar ons is, Here. Vanmôre is woorde nie genoeg nie. Vanmôre kan ons net sê dankie, Here. Vanmôre eer ons elke vrou hier vanmôre, elke mamma, elke vrou, elke toekomstige ma, geestelike ma, fisiese ma, elke ma vanmôre sê ons dankie voor die Here. Ons bring lof, prys en aanbidding na U toe, Here. Vir hierdie voorreg wat ons het dat U maas in ons lewens in gebring het en gesê, dankie, dankie, dankie Jesus vir hulle. Dankie Here. En in hierdie oomblik wil ek vra dat ons almal so by mekaar sal wees. As jy skuif in daar, so hou iemand vas. Kom ons hou almal vas in hierdie oomblik. Ons gaan niemand alleen los in hierdie oomblik nie. As jy sien 'n ma is alleen daar, so gaan na haar toe, sit by haar, hou haar vas. Almal, ek wil nie 'n ma moet of 'n vrou moet alleen wees vanmôre in hierdie gebou nie. As jy iemand sien vanmôre, gaan na haar toe, hou haar vas. Asseblief, waar sy is mag wees. En net te sê, en ons gaan hulle opdra, ons gaan die mammas opdra vanmôre aan die Here ook somme. Here, ek lê elke ma voor U vanmôre. Ek kom bid die bloed van Jesus Christus oor hulle. Ek kom bid, Here Jesus, en ek sê dankie, Here Jesus, dat U hulle beskerm vir ons. Here, dat U hulle dra vanmôre vir ons. Here, dankie dat ons hulle kan koester vir die tyd wat U vir hulle ons gegee het op aarde en U sagtheid van U Gees en U hart kan beleef deur hulle as ma's. En ons sê dankie, Here. Ons loof U. Ons prys U. I speak the name of Jesus oor elke persoon, oor elke ma, oor elke moeder, oor elke vrou hier vanmôre. En ek spreek lewe. Ek spreek guns. Ek spreek U goedheid. Ek kom spreek opregte geloof in elke mamma vanmôre. En ek sê dankie, Here, vir hulle, dat U hand oor hulle is en hulle dra en hulle versterk en bekragtig en bemoedig. Dat wanneer hulle voel ek misluk as 'n ma, dat U vir hulle sal sê, jy misluk nie my kind, jy is maar net 'n mens. Jy gaan foute maak, maar hou aan my loof, hou aan my prys, hou aan my aanbid, hou aan in my wees en ek sal jou lei. Die vrou maak wat jy moet wees vir jou man en die ma moet wees vir jou kinders. Dankie Jesus. Ek ervaar net, daar's ma's wat sê, maar hoe kan ek 'n ma wees? Ek is nie eens 'n ma nie, jy is 'n geestelike ma. Jy sal 'n geestelike ma wees vir die rondom jou. Jy sal hulle geestelik versterk en daar vir hulle wees wanneer hulle 'n ma nodig het. Ek loof U, Koning. O Here, ek loof U. Dankie vir U Gees wat nou werk, vir U vrede en die kalmte van U Gees, o God en o Koning. Ek dank U daarvoor.
dankie dat ek die seën van Jesus Christus ook nou so uit hierdie gebou kan uitspreek. Van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dat U met ons sal wees verder na hierdie diens en hierdie week wat voorlê, en dat die bloed ons sal beskerm en sal bewaar en by ons sal stil staan is my gebed, Here. My koning, my Heer, wie op ek vertrou, my oë plaas. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.